Ons is besig om te gesels oor die profeet Jesaja. Hy het 'n boek geskryf met die naam Jesaja. Hy is deel van die groot profete. Nou as jy na jou Bybel kyk, min of meer in die middel, is daar profetiese boeke. Daar's kort profetiese boekies en daar's lang profetiese boekies en hulle is so gegroepeer. Die kort is saamgegroepeer en die lang is saamgegroepeer. Nou Jesaja is een van die lang profetiese boeke. Wie van julle het al uit Jesaja uitgelees? Ek glo meeste van julle het al. Daar's baie bekende verse wat uit die boek Jesaja uitkom. Baie interessant. Die Bybel was vroeër jare, in die vroeë kerk, was die Bybel toe dit net geskryf was, nie verdeel in hoofstukke en verse nie, né? Vir die eerste 1000 jaar het die gelowiges die Bybel aaneengelees. Die boek was net een boek gewees. Daar was nie verse en hoofstukke gewees nie. Toe verdeel hulle die boeke in hoofstukke en verse. En interessant, die ou wat toe die boek Jesaja verdeel hom presies in 66 hoofstukke. En die Bybel het 66 boeke. En hy het ook hom so verdeel dat die eerste helfte min of meer dieselfde tema het. Dit is die eerste 39 hoofstukke en die tweede helfte, die oorblywende 27 hoofstukke het min of meer dieselfde tema. En die Bybel, as jy gaan kyk, die Ou Testament het 39 hoofstukke en die Nuwe Testament 27 hoofstukke. Interessant, né? Dat hierdie boek toe nou so verdeel is. So die Bybel, as jy nou nie kans hier om die hele Bybel te lees nie. As jy die hele boek Jesaja lees, is dit amper soos 'n mini-Bybel. Gaan jy nogal 'n opsomming kry van die hele Bybel. So God inspireer hierdie profeet om hierdie boek te skryf. Jesaja was 'n profeet wat geleef het so 700 jaar voor Christus. 700 jaar voor Christus. Dis baie ouer as ons as Suid-Afrika nog, nê. Toe het hy geleef soveel jare voor Christus en hy het geprofeteer van Jesus. Hy het ook geprofeteer van dinge wat nog gaan gebeur in die toekoms. Ons wag nog vir dit, nê. Is wonderlik hoe die Here hierdie profeet gebruik het. Nou, vir die eerste 2 dele, gaan luister gerus op YouTube, dit is reeds daar, gee ek agtergrond oor die boek, en van vandag af nou, vorentoe gaan ons na die verskillende hoofstukke kyk. Nou, ons gaan vandag kyk na hoofstuk 1 tot 5. Ons gaan maar so 'n paar hoofstukke op 'n slag doen op 'n Sondag, anders gaan ons eers oor 10 jaar klaarmaak met die boek Jesaja, nee. Daar's soveel om te sê oor hierdie boek. Nou, in die eerste 5 hoofstukke van die boek Jesaja, is dit asof God 'n hofsaak het. 'n Hofsaak en hy getuig, of hy bring bewyse teen Juda aan. Sy volk. Die volk toe Jesaja geprofeteer het, was Israel in 2 verdeel. Daar was 10 nasies van Israel wat in die noordelike deel gebly het, en 2 stamme, nie 10 nasies nie, 10 stamme, en 2 stamme het in die suidelike deel gebly. Die suidelike deel was waar Jesaja die profeet was. So hy het geprofeteer oor Juda en die stam Benjamin, maar hulle was genoem Juda. En hulle het gewoon in die suidelike deel waar Jerusalem die hoofstad was. En hulle het droog gemaak. Kyk, hierdie Israeliete, partykeer wonder ek, hoe kon die Here daai volk gekies het, nê? As sy volk. Man, hulle het soveel droog gemaak. Sodra dit goed gaan met hulle, dan vergeet hulle die Here. Dan verval hulle in afgoderry, en hulle leef onafhanklik van hom, hulle raak korrup en seksueel immoreel, en dit gaan net wild. En dan gebruik die Here vyandige nasies wat om Israel was, of om Juda was, om hulle aan te val, en hulle te onderdruk, om hulle te dissiplineer. En dan gaan dit rof met hulle, want hulle verloor alles, en dan sê hulle, Here, help ons, asseblief kom red ons. Dan kom God, omdat hy genadig is, dan help hy hulle weer. So is dit heeltyd 'n kringloop wat hulle self in bevind, 'n sirkel, 'n bose sirkel, bose kringloop. So het dit gegaan, aanhoudend, en dit het alweer sleg gegaan met hulle. En Jesaja profeteer, God praat, dis asof hy 'n hofsaak van negatiewe beskuldigings teen hulle inbring. Dis daai eerste 5 hoofstukke. Hy verduidelik ook vir hulle in daai eerste 5 hoofstukke waarom 'n samelewing in duie stort. Hy waarsku hulle.
Hy sê, ek gaan julle oordeel. Ek gaan julle oordeel, julle moet regkom. En as julle regkom, gaan ek julle verlos, sal ek vir julle verlossing ook gee. So die argumente is dat die mensdom rebelleer teen God. Vandag nog sien ons dit, hoe die mensdom teen God rebelleer. Dis wat hulle ook gedoen het. Daar was morele korrupsie wat versprei het in die samelewing. Hierdie volk was so korrup gewees. En soveel so dat God gesê het, man, julle offers en julle seremonies wat julle bring, is nie goed genoeg nie. Dit was soos 'n leë godsdiens wat hulle beoefen het. En dit was vir God 'n probleem gewees, want hulle het hierdie offers gebring, hierdie seremonies gehad en feeste gehou, maar hulle harte was ver van God af. Ver, daar was geen hartsverandering nie. En ons sien ook in die eerste 5 hoofstukke, dat God sê, ek is 'n regverdige God, so ek gaan julle ongehoorsaamheid oordeel, maar ek is ook 'n barmhartige God. Ek bied vir julle verlossing aan. Ek gee vir julle geleentheid ook, julle sal sien, om te bekeer. Want ware hoop kom deur bekering. Dit kom deur ons wat terugdraai na God toe. God wou gehad het dat hulle moes terugkeer na hom toe. Maar dan sien ons ook in die hoofstuk waar Jesaja profeteer van 'n toekomstige verlossing, 'n toekomstige koninkryk. Ons sal nou daarna kyk. So wanneer jy ook die boek Jesaja lees, profeteer Jesaja van verskillende dinge wat gaan gebeur. En dit is nie in volgorde nie. Dit volg nie kronologies op mekaar nie. In die eerste deel byvoorbeeld profeteer hy baie oor die komende koning. Dis Jesus se wederkoms waarvoor ons nog steeds wag. En in die tweede deel profeteer hy oor Jesus wat ten daai tyd toe hy geprofeteer het oor dit, was dit Jesus wat nog moes kom as Messias vir die eerste keer. Die lydende dienskneg. So dit volg nie mooi op mekaar nie en dit kan baie verwarrend wees soms. Wanneer ons deur die boek Jesaja gaan en ons lees van verskillende dinge wat hy profeteer. So, kom ons probeer kophou en ons gaan deur dit en ons kyk wat ons hieruit kan leer. Hoofstuk 1, Jesaja 1 vers 2. Hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Hier's God nou, né? Hy bring hierdie beskuldigings teen hulle in. Onthou, in daai tyd was, ek hoop ek sê dit reg, 'n theokrasie, is dit reg? 'n theocracy. Dit is hoe God met sy volk geopereer het. Wat beteken dit? God is die koning en ons almal is onderdane van hom. Daar was nie 'n koning oor Israel gewees tydens daai tyd nie. Daar was nie 'n president nie. Dit was God wat hulle leier was en daar was wette en reëls gewees en hulle moes by die reëls hou. So hier's God in beheer en hy het 'n probleem met die volk want hulle hou nie by die reëls en regulasies nie. En nou bring hy beskuldigings in teen hulle. Ek het kinders grootgemaak en verhoog. Hy praat van sy eie kinders, die volk. Ek het julle grootgemaak soos my eie kinders, ek het julle verhoog. Dit het goed gegaan met julle. Maar hulle het teen my oortree. 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het die Here verlaat, die heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Juda word beskryf as opstandig en ondankbaar. En hy sê hier, God sê hier deur die profeet, diere ken hulle eienaars. Hulle herken hulle. Maar julle ken nie julle eie meester nie, julle God. Julle weet nie eers wie is God meer nie. Hulle het so ver weggedwaal dat hulle God nie eens meer herken nie. Juda se sonde was beklemtoon. Dit was morele swakheid gewees. Maar die ergste was, dit was doelbewuste rebellie teen God, aanhoudend. Hulle het gerebelleer teen God. Hulle verbondsgod. Hulle het aanhoudend teen hom gerebelleer. Hulle was geestelik siek gewees. Jesaja 1 vers 13. Dit gaan so ver dat God vir hulle sê, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Dis nie meer 'n wonderlike reuk nie. Dis gruwelik in my oë, want julle het weggedwaal van my af.
nuwe maande en sabbate, julle hou al hierdie feeste, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Ek weet die volk het hierdie offers gebring, feeste gevier en gebid, maar hulle harte was ver van God af gewees. Hulle het in ongeregtigheid gewandel en die geweld het net voortgeduur. Jy sien, God verwerp nie die offers nie, omdat dit verkeerd was nie. Want hy het vir hulle gesê, hulle moet die offers maak nie. Maar die probleem was, dat hulle het hierdie offers gebring, dit was soos aanbidding, maar hulle was ongehoorsaam gewees. Hulle was ongehoorsaam, hulle harte was ver van God. Daar was korrupsie, losbandigheid, onsedelikheid. En voor almal bring hulle hierdie offers, hulle is kamstig vroom, bring hierdie feeste en hierdie offers voor God, maar die Here weet, hulle het bose motiewe, verkeerde selfsugtige motiewe. Hulle wil net vroom lyk en hulle wil die voordele hê van hulle God. Want hulle wil die voordele hê van om God se volk te wees, maar hulle wil nie die prys betaal nie. Hulle is nie bereid om hulle harte ook vir God te gee nie. Jy sien, uiterlike godsdienst sonder innerlike transformasie is vals. Beteken niks nie. En God weet wat in jou hart aangaan. God ken die motief van jou hart. Dis goed om hierdie dinge te doen, dis goed om daai offers wat hulle moes bring, dit was goed om dit te doen, dis goed om kerk toe te kom, dis goed om goeie dade te verrig, maar die Here sê, jou hart moet verander in die proses. As jou innerlike welstand boos is, beteken dit niks nie, dis leeg, dis net 'n godsdiens wat jy beoefen. God wil jou hart hê, dis vir hom die belangrikste. Hier kom die oproep tot bekering. God gee vir hulle uitnodiging, hy sê, was julle skoon, reinig julle, leer om goed te doen, soek geregtigheid, help die onderdruktes, die wese en die weduwees. En dan kom jy bekende vers daar in hoofstuk 1, vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Kom nou, kom ons praat hieroor, bekeer julleself, kom terug na my toe. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Weet hierdie vers al gelees? Julle onthou dit nie. Wat sê vir die volk? Dit maak nie saak wat julle aangevang het nie, hoe korrup julle ook al was nie. Geen sonde is te groot vir my om te vergewe nie. Al wat ek wil lees, bekeer jou, bely hierdie sondes, daar moet berou wees, keer terug na my toe. God sê, ek sal julle vergewe. Kan julle sien, God sê, ek gaan julle oordeel, en hy gee vir hulle kans, as 'n geleentheid vir jou om jou te bekeer en terug te draai na my toe. Aanhoudend gee hy vir hulle hierdie kans. Dis 'n sterk openbaring vir my van God se genade, nê. Ware bekering bring vergifnis, maar daar's 'n waarskuwing. God sê vir hulle, as julle aanhou rebelleer, gaan julle geoordeel word. Julle gaan geoordeel word. Gehoorsaamheid, ouens, bring seën. Dis wat hy wou gehad het. Wees gehoorsaam. Dis baie belangriker as julle offers. Wees net gehoorsaam, ouens. Jesaja 1 vers 19, hy sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Vers 20, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. So God het kleiner vyandige nasies gebruik om die volk te dissiplineer. As dit sleg gegaan het met die volk en hulle was wederstrewig teen God, dan het God hierdie nasies gebruik en hulle die oorlog verloor. Was dit goed gegaan het, was God met hulle. Jerusalem het korrup geword, die hoofstad van Juda. Die leiers was onkoopbaar. Geregtigheid verdwyn, hulle het verval in afgoderry en dit het toegeneem. En God beloof ook, hy sal oordeel bring om die volk te suiwer. Dit was sy rede hoekom hy hulle geoordeel het, want hy wil hê dat hulle terugkeer na hom toe, sodat hulle harte kan suiwer. En daarna sal Jerusalem herstel word. Daarna sal Jerusalem herstel word. Hoofstuk 2, kom ons gaan aan. Hier skop Jesaja af met 'n profesie oor die toekomstige messiaanse regering op aarde. Jesaja 2 vers 2, kom ek lees vir julle. En aan die einde van die dae sal die berg
van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom. Nou hierdie berg van die huis van die Here is die berg Sion. Dit is waar Jerusalem is, nê? En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. So is 'n duidelike profesie wat Jesaja bring oor die toekomstige 1000 jaar van vrederyk, die messiaanse vrederyk, waar Jesus vanuit Jerusalem gaan regeer, daar gaan vrede wees, nasies gaan na Jerusalem toe gaan om hom te aanbid, en daar gaan nie oorlog wees nie. Daar gaan nie oorlog wees nie. Onthou julle verlede week het ek ook vir julle gesê, daai vers 4 is ook by die hoofkwartier van die Verenigde Nasies in, ek dink is New York, is daar by die ingang 'n marmerblad, en op daai marmerblad is hierdie vers ook gegrafeer, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle los die eerste deel uit. Wat hulle nie besef nie, sonder God of sonder Jesus wat regeer as die vredevors, sal daar nooit vrede op aarde wees nie. Alleen wanneer Jesus regeer vanuit Jerusalem, gaan daar vrede wees. En hier bring Jesaja hierdie wonderlike profesie oor toekomsgebeure. Dit wys op wêreldvrede onder die Messias. Die einde van oorloë in die wêreld en God se regverdige heerskappy vanuit Jerusalem. So dit gaan gebeur net na die 7 jaar van verdrukking, dan gaan die anti-kris in sy magte optrek, en dan gaan Jesus kom in 'n oorlog en hy hulle uitsorteer en vernietig, en dit lei die 1000 jaar van vrederyk in. Hy verbind dit met ander profesieë ook oor die toekomstige koninkryk van Israel, ander profesieë in die Ou Testament. En na hierdie heerlike toekomstige voorspelling daar in hoofstuk 2, draai hy weer terug na die volk toe, die volk Juda se huidige toestand. En hy sê vir hulle, ouens, julle vertrou op rykdom, op militêre mag, op afgode, julle vertrou op julleself. En julle dink dat julle veilig is omdat julle soveel wonderlike materiële besittings en voorspoed het. Maar al hierdie dinge wat julle het, word 'n probleem as julle dink julle kan sonder my klaarkom. Dit is nie 'n probleem as 'n land 'n sterk militêre mag het nie, of as daar rykdom is nie, maar as jy dink jy kan sonder God al hierdie dinge hê, en jy kan sonder God voortleef, gaan dit lei na jou ondergang. Maar nie net dit nie, hierdie ouens het toe begin in verval en afgodery. Hulle het heidense afgode begin aanbid. Alweer sien ons dit nie. Dit het goed gegaan, en toe vergeet hulle vir God. Toe verval hulle in al hierdie boosheid. Toe gebruik God heidense nasies om hulle te dissiplineer, toe draai hulle terug na hom toe. Maar so het dit aangegaan, en Juda het net erger geword. Jy sien, die probleem is menslike hoogmoed. Dit was die kernprobleem. En selfs vandag in ons moderne samelewing sien ons baie menslike hoogmoed, nê. Mense is gierig, daar's soveel korrupsie, daar's geweld, selfverering, is oral te sien. En Jesaja skryf daar, Jesaja 2 vers 22, laat staan tog die mens, wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Ons het 'n God nodig, ouens. Ons het God in ons lewens nodig. Die mens het sy skepper nodig. Hulle dink hulle kan sonder hom klaarkom. Dit hou net vir 'n rukkie, en dan val alles uitmekaar uit. En ons kan dit duidelik sien in hierdie bose wêreld waarin ons is. Voel dit nie vir julle ook as julle nuus kyk of die hele wêreld de mekaar is en alles besig is om uitmekaar uit te val nie? En dis omdat mense hulle rug gedraai het op God en hulle dink hulle kan sonder God klaarkom. So, daar is belangrike temas in hierdie hoofstuk 2. Ons lees van 'n universele koninkryk wat hy geprofeteer het, wat later gaan kom met wanneer Jesus regeer vanuit Jerusalem fisies.
En ons lees ook dat hulle afgoderry wat hulle beoefen het, wat so nutteloos was. En dis nie net beeltjies voor hulle gebuig het nie. Dis maklik nê om 'n tipe van 'n afgod in jou eie lewe te hê, nê? Enigiets wat belangriker word as God, raak soos 'n afgod in jou lewe. Geld, mag, nasies se militêre krag. As dit 'n afgod word in jou lewe, lei dit na mislukking. Daar was nog 'n onderwerp ook in hoofstuk 2 en dit is die vernedering van menslike hoogmoed. Want menslike hoogmoed, dit is 'n probleem vir God, want dit maak mense onafhanklik van hom. Baie keer in ons eie lewens ook, nê, gebruik God situasies in ons lewens om ons net weer te herinner dat ons nie sonder hom kan klaarkom nie, dat ons hom nodig het. En hy gee ook vir hulle hoop na die oordeel. Hy verwys na vrede en herstel. Hoofstuk 3, kom ons gaan verder. Jesaja 3 vers 1, want kyk, die Here van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stit en die steen, elke stit van brood en elke stit van water. Vers 4, en ek sal seuns hulle vorste maak en moedswilliges sal oor hulle heers. Dit het net al hoe slegter gegaan en God het gesê, ek gaan alles wegvat. Julle voedsel, julle water, militêre leiers, regters, profete, wyse raadgewers en bekwame leiers, ek gaan dit alles wegneem. Dis 'n teken van God se oordeel wanneer 'n volk swak en onbekwame leiers kry. Wat gebeur dan? Wel, daar's politieke chaos, nasionale wanorde. Mense raak desperaat want daar's nie leiding nie, nê. Die leiers is korrup, hulle is onervare, hulle is naïef, hulle is soos kinders. Staatskaping vind plaas, magsmisbruik, uitbuiting van ander. Dit hou net so aan en aan, nê. En dis deel baie maal van God se oordeel. Mense wonder soms, nê. As jy nou dink aan leiers wat aangestel is oor lande, of dit nie maar bietjie God se oordeel is nie, nê. God stel hierdie leiers aan want hy wil hê die nasie moet terugkeer na hom toe. Dink gou 'n bietjie aan nou Biden, nê, oor Amerika. Wel, ek weet nie of Trump veel beter is nie. Ek versigtig om te sê, maar dink bietjie aan ons land se leier. Ek sê nie dis God wat oordeel nie, maar God gebruik baie keer daai situasies sodat sy mense, dat die mens kan terugdraai na hom toe en sê, Here, U is die enigste een wat ons kan help in hierdie situasie. Ons het U nodig. Ons het U nodig. Hy skep hier 'n beeld van kinders en onervare mense wat regeer. En dit simboliseer die totale ineenstorting van verantwoordelike leierskap. Dis God se oordeel wat God uitgespreek het oor Israel daai tyd, oor Juda veral. Vers 9, die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle. Moenie dink hulle draai terug na hom toe nie en hulle sonde maak hulle bekend, so Sodom, sonder om iets weg te steek, wee oor hulle siel, want hulle doen hulle self kwaad aan. Die volk was nie meer skaam oor hulle sonde nie. Hulle boosheid het hulle openlik beoefen, soos Sodom en Gomorra. God sê, hoe ver het julle weggedwaal? Julle is nie eers meer skaam oor hierdie dinge nie. Dit klink vir my bietjie soos vandag se samelewing ook, nê. Wat openlik sonde doen, wat immoreel leef, dinge wat teenstrydig is met die woord. En mense is nogal trots op dit ook. Die wêreld sê, joh, jy is so dapper. Jy kan trots wees dat jy nou uitgekom het met hierdie ding. En mense is trots op hulle sonde. En dan noem hulle dit progressie, vandag se dae. Volgens my, progressie is elektrisiteit wat ontdek was en ontwerp was, nê. Karre, selfone, telefone, wat ook al. Dis progressie. Nie immoraliteit nie. Nie LGBTQ+, dit is nie progressie nie. En as die mense trots op dit, nê. Pride, the Pride Month, Pride Flag, hulle is so trots op hierdie goed. 'n Samelewing wat in boosheid verval, wat hulle rug op God gedraai het.
En dit lei net na verval, na verwoesting, ouens. As die mens dit net weet. In Israel was in dieselfde bootjie gewees, dieselfde toestand, hierdie Juda en Jesaja waarsku hulle. Hulle sê, ouens, God gaan sy oordeel oor julle bring, of ek wil amper sê, julle bring dit oor julle self, hierdie ongehoorsaamheid. Maar daarteenoor sê Jesaja toe vir hulle, in Jesaja 3 vers 10, sê van die regverdige, dat dit met hom goed sal gaan, want die vrug van hulle handelinge sal hulle eet. Weet die goddelose, met hom gaan dit sleg, want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. God is regverdig. Jy dink baie keer, Here, ek is nou deel van hierdie goddelose samelewing, in hierdie nasie wat God nie erken nie. Ek dink nou aan iemand soos Daniel, nie. Maar is dit nie mooi hoe God vir Daniel beskerm het en die guns van die Here was nog steeds op hom nie? Jy is ook deel van 'n samelewing wat jy voel totaal godloos geraak het, maar die Here sê, bly net getrou en gehoorsaam aan my, en jy sal my guns en seën sien op jou lewe. Dit wys na God se regverdige oordeel. Gehoorsaamheid bring seën, terwyl sonde vernietiging bring. Vers 15, Jesaja 3:15, wat is dit met julle, dat julle my volk vertrap, en die ellendiges mishandel, spreek die Here, Here van die leerskare. Hulle die armes uitgebuit, hulle die wat sukkel en die ellendiges net verder vertrap. En God tree op as 'n regter teen die oudstes en die politieke leiers wat die armes uitbuit. Hulle was veronderstel om die volk te beskerm, maar hulle het hulle beroof. Hulle het hulle mag misbruik en geregtigheid bevorder. Ouens, God hou vir al leiers verantwoordelik of aanspreeklik ook, omdat hulle groter invloed het. Dit is interessant vir my, Jesaja 3 vers 16, hierdie verse, wat Jesaja ook verder profeteer, en hy sê, verder het die Here gesê, omdat die dogters van Sion trots is, en loop met uitgerekte nek, en met die oë lok, dis die vrouens wat so flirt, nee, wegstap met trippelgang, en hulle voetringe laat rinkel. Daarom sal die Here die skedel van die dogters van Sion skurf maak. En die Here sal hulle skaamte ontbloot. In die dag sal die Here wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies, die oorversiersels en die armbande en die sluiers, die hoofversiersels en die voetkettingkies en die pronkgordels. Jy gewonder het, wat 'n ander naam vir 'n bel, dis 'n pronkgordel, en die refleksies en die towermiddels, die vingerringe en die neusringe, die feesklere en die manteltjies en die tjalies en die handsakkies, die handspieeltjies en die hemde en die tulbande en die wye mantels. Dan sal daar in plaas van balsemgeur mufheid wees, en in plaas van 'n gordel 'n tou, en in plaas van gevlegte hare kaalheid, en in plaas van pronkgewaad 'n roukleed, brandmerk in plaas van skoonheid. Die vrouens het hoogmoedig geraak. Hulle het meer gefokus op hulle uiterlike voorkoms, op modes en luksehede. Hy lys baie juwele en versierings hier, en hy sê dit was oormatig julle. Nou die probleem was nie die mooi klere nie, maar dit was hoogmoed en selfsug. Dit was die probleem. Geestelike leegheid, vanity. Vrouens wat heeldag net hulle self, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, groom, en net wil mooi wees, en dis net, gaan net oor vanity, maar die Here sê, jou hart is ver van my af, geestelik is jy leeg, ek wil verhouding hê, uiterlike status het vir die mens belangriker geword as God. In hoofstuk 4 begin dit met 'n beeld van groot verwoesting. Jesaja sê, daar gaan so min mans oorbly na die oorlog en oordeel, dat daar gaan 7 vroue wees vir elke man. Jesaja 4 vers 1, in die dag sal 7 vroue een man aangryp en sê, ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek, laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg. Die ouens sê, 7 vrouens elke man,
Klink nie bad nie, maar dit was 'n groot probleem, maar die rede hoekom dit so was, omdat ons met die konteks verstaan, in die antieke wêreld was die huwelik verbind met beskerming, met eer, met sosiale sekerheid. So vrouens sonder mans en kinders was 'n verleentheid gewees in die samelewing. As gevolg van oorlog gaan daar baie minder mans wees as vrouens. Jesaja waarsku. En dan verander die toon skielik van oordeel na hoop, daar in hoofstuk 4, vers 2. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Die uitdrukking spruit van die Here verwys na die toekomstige messiaanse koninkryk. Hier verwys Jesaja weer na die vrederyk. Dit kan verbind word met ander Oud-testamentiese profesieë oor die Davidiese koninkryk. Wat gaan kom? En dit is waar Israel volkome herstel gaan word. Jesaja 4 vers 3. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daar uit weggespoel het deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. Jerusalem gaan nie outomaties sommer herstel nie. God gaan eers kom en hy gaan sy volk reinig en gereed maak. Want in daai tyd gaan God hulle herstel, hulle sondes gaan weggewas word. Onreinheid gaan eers geoordeel word. En hy praat hier van 'n gees van oordeel. En dit wys op God se suiwerende werk wat gaan plaasvind. Jesaja 4 vers 5. Dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag, want oor alles wat heerlik is, sal daar 'n beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Dis maar net 'n beeld wat hy skep. Tydens daardie tyd gaan God met sy volk wees, hy gaan hulle beskerm. Dit herinner ons, nê, toe hulle uit Egipte uitgetrek het. Die vuurkolom in die aand en die wolkkolom in die dag, nê. God was met sy volk en God gaan dan weer met hulle wees, saam met hulle wees. Hy wys van 'n toekomstige tyd waar Jerusalem weer veilig gaan wees. Sy volk gaan weer heilig wees voor hom. Jy sien nou, ons oordeel is nie God se finale woord nie. Want na tugtiging bring God herstel vir sy volk. Hy bring herstel weer. En die rede waarom ons soms deur moeilike tye gaan, soms is dit self-inflicted, maar baie keer dink ek God laat toe dat die dinge met ons gebeur, want hy wil ons suiwer, hy wil ons karakters bou en versterk, sodat ons weer afhanklik van hom raak. Volkome afhanklik van hom. Laaste hoofstuk vir vandag, hoofstuk 5. Jesaja 5 vers 2. Hier praat hy van 'n wingerd wat iemand geplant het en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit geplant met edelwingerdstokke en hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n parskyp daarin uitgekap en hy het verwag dat dit druiwe sou dra. Maar dit het wille druiwe voortgebring. Vers 7, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging en hy het gewag op reg. Maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid. Maar kyk, dit was geskreeu. Hy begin hier 'n simboliese lied van 'n man wat 'n wingerd geplant het. Hy het die grond voorberei. Hy het goeie wingerdstokke geplant, hy het 'n wagtoring en 'n parskyp ook gebou. Maar die wingerd, in plaas daarvan dat die wingerd goeie druiwe voortbring en produseer, het dit wilde druiwe voortgebring. Die eienaar is God. Hy sê, my volk, ek is julle eienaar, ek is julle God. Julle is my wingerd, dis Israel en Juda. En ek verwag vir julle om goeie vrug voort te bring, geregtigheid en gehoorsaamheid, maar in plaas daarvan was daar sonde en korrupsie. God het sy volk ryklik geseën, maar ouens, hulle het geestelik misluk. Daarom beloof God om die beskerming van die wingerd weg te neem, dit te verwoes en oordeel te bring. Oordeel het gekom omdat die volk
doelbewus God se genade verwerp het. Jesaja 5 vers 13, daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigte versmag van dors. Jy sien, die volk het aanhoudend wederstrewig geraak teenoor God. Dan het God kleiner nasies gebruik om hulle te dissiplineer, dan draai hulle terug na hom toe, maar dit was nie lank nie, dan verval hulle weer. So het dit aangehou en hulle het net erger en erger geraak. Tot op 'n punt waar God die Babiloniërs gestuur het en hulle weggevoer het in ballingskap. Dis toe Daniël mos nou in Babylon onder Nebukadneser 'n diensknegt was. Maar God het hulle aanhoudend gewaarsku. Kan julle sien, God is eintlik genadig. Hy het nie net oornag besluit, dis nou verby met hulle nie. Hy het hulle gewaarsku, bekeer julle. Daar's vergifnis vir julle, maar hulle het net aangehou. En dis nogal iets wat kan gebeur in ons lewens, in 'n mens se lewe ook. As jy aanhoudend rebelleer teen God, nê. Opsetlik rebelleer teen God, draai weg van God, wil niks met hom te doen hê nie. En so nou en dan is daar 'n waarskuwing en sê, goed, kom ek probeer maar weer, maar ek wil nie heeltemal alles net prys gee nie. Ek wil nie heeltemal my lewe vir hom gee nie. Dan verval jy maar weer in sonde en so hou dit aan en aan en aan totdat daar werklik waar totale verwoesting kom en jy plat op die grond is. God wil nie dit hê vir jou nie. God wil hê dat jy naby hom moet wees en dat dit voorspoedig gaan met jou. Dat jy nie soos die volk in totale verwoesting verval nie. Daarom waarsku hy ons. Maar hulle geestelike blindheid het veroorsaak dat oordeel hulle onverwags sou tref. Vers 20, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. 'n Samelewing waar morele standaarde omgekeer word. Dit is wat daar gebeur het. Dit wat sleg is, het hulle goed genoem, en wat goed is, het hulle sleg genoem. Die hoofstuk leer dat goed en kwaad is nie net bloot persoonlike opinies nie, nê. Mense het dit so gemaak in vandag se dae. Dis vir my lekker en gemaklik om hierdie ding te doen. Dit maak nou nie saak of dit teenstrydig is met die Bybel nie. Dit voel lekker vir my en ek is gemaklik met dit so, dan moet dit reg wees. Maar dis eintlik 'n slegte ding en nou noem mense dit goed. Rade het agter geslote deure bymekaar gekom en besluit, abortus is totaal aanvaarbaar. Kom ons maak dit wettig. Terwyl dit eintlik moord is volgens die Bybel. En hulle het dit goed genoem. Hulle het dit goed genoem. En dis wat gebeur in hierdie wêreld vandag. Dis wat gebeur. Dis nie 'n nuwe ding nie. In daai tyd was dit ook so. Dit wat sleg was, het hulle goed genoem. Dit wat goed was, het hulle sleg genoem. En wanneer 'n samelewing dit begin doen, ouens, dan is die uiteinde net verwoesting. Daar moet objektiewe moraliteit wees. En wat is ons morele maatstaf? Dis die Bybel. Dis die woord van God. Vir ons as gelowiges, laat dit altyd jou maatstaf wees, ouens. Moenie toelaat dat boosheid in jou lewe genormaliseer word nie. Moenie die waarheid verwerp nie. Die waarheid is nie relatief nie. Die waarheid is nie wat vir jou die waarheid is die waarheid nie. Nee, die waarheid is die woord van God. Ons meet dit altyd aan die Bybel en ons pas ons lewens by dit aan. God is die bron van morele waarheid. Dit vloei uit sy karakter uit. Ouens, ek waarborg julle, as die wêreld God se bron of God se waarheid gebruik as maatstaf, sal dit goed gaan in hierdie wêreld. Dit sal goed gaan op die ou einde. Maar hulle het hulle eie wette en reëls en waarheid gemaak. En dit is 'n probleem en daarvoor moet ons versigtig wees. So ouens, dit maak nou nie saak waarmee jy gekonfronteer word elke dag en wat mense waarheid noem en wat 'n slegte ding hulle goed noem nie. Kom ons draai altyd terug na die woord toe. Sê goed, kom ons kyk wat sê die woord in hierdie geval. Dankie Here, ons bly by dit. Die woord is ons maatstaf, dit is ons riglyn. Ons leer dit mos nou uit die woord uit.
uit Israel uit, wat soveel foute gemaak het. Kom ons leer uit hulle foute uit. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U Here vir U woord, dat dit ons rigting gee. Dankie dat U woord vir ons so wonderlike morele riglyn en maatstaf is, Here. Dat ons kan vashou aan U, Here, en weet, Vader, dat dit wat U vir ons gee, die waarheid wat U vir ons gee, Here, dat dit ons rigting gee. En wanneer ons hou by dit, Vader, kan ons vandag verseker weet, Here, sal dit op die ou einde goed gaan met ons. Here, die wat vandag moedeloos geword het, of dalk verval het, in immoraliteit of sonde, wat dit ook al mag wees, en in ons menslikheid gebeur dit met ons. Vader, help ons, gee ons die genadekrag om dinge wat afgode geword het in ons lewens, Vader, om dit neer te lê, te oorkom. Vandag draai ons terug na U toe. Ons bekeer ons, Here, en sê, Vader, alles vir U. Ons alles gee ons vir U, Here. Ek dank U, Here. Ons loof U in Jesus naam. Amen, amen. Prys U.